Daar is gelowiges wat sê dat hulle geen idee het hoe die Here se stem klink nie. Hulle is lief vir die Here, maar die Here is stil in hulle lewe en hulle het geen idee of en hoe die Here met hulle praat nie. Dit is so dat sonde in ons lewe volgens Jesaja 59 vers 1 kan maak dat God in ons lewe stil word. Maar as ons sonde aan die Here bely het en ons dan tot God nader, soos Jakobus 4 vers 8 sê, maar hy bly stil in ons lewe, wat maak ons dan? Hoe moet ons dan daaroor dink? Job was volgens Job 1 vers 1 'n man wat eerlik en opreg die Here gedien het. Tog het daar baie moeilike goed oor sy lewe gekom. Hy het al sy besittings en al sy kinders op een dag verloor en daarna ook sy gesondheid. Dit was vir hom 'n baie groot stryd, want God was stil in sy lewe. Sy vriende het met hom kom praat en baie dinge gesê, maar God was stil en dit was vir Job verskriklik. In sy uur van nood het ander mense baie oor God gesê, maar die Here was stil en hy het niks verstaan nie. Vir 37 hoofstukke was God stil in sy lewe en sy pyn en nood baie groot. In die lang tyd wat God stil in Job se lewe was, het Job aangehou om na God te soek, aangehou om getrou met die Here te praat en sy nood voor God uit te stort. Sy soeke na God het uiteindelik daartoe gelei dat God met hom baie duidelik praat. En in Job 42 vers 1 tot 6 hoor ons dat Job in verwondering voor God is. God was dus in hierdie tyd waar hy in Job se lewe stil was, baie besig met Job en dit het uiteindelik by Job tot 'n dieper verhouding met God gelei. Wat maak jy as God in jou lewe stil geword het? Bly jy aan hom getrou en bly jy na hom soek? Glo jy dat jy ook uiteindelik vir God nuut en dieper sal beleef?